Firefly Aerospace het gister die eerste private kommersiële maatskappy in die geskiedenis geword wat 'n ruimtetuig suksesvol op die maan kon land. Dit is die tweede keer dat 'n private maatskappy die prestasie bereik, maar die eerste keer dat die tuig regop kon land. Die Firefly Aerospace Blue Ghost Mission 1 het naby Mons-la-Trial, 'n vulkaniese formasie aan die noordoostelike kant van die maan geland, en vir meer hieroor sluit ek nou aan by Dr. Roan Steyn, verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika aan die Noordwes Universiteit. Goeiemiddag Roan. Goeiemiddag Estie. Wat maak hierdie mylpaal so belangrik vir ruimtevaart? So ja, hierdie is wel vir ons 'n baie belangrike mylpaal. Dit is nou soos jy genoem het die eerste suksesvolle kommersiële landing op die maan. Laas jaar in Februarie het Intuitive Machines probeer. Hulle het wel suksesvol geland, maar een van die bene van die ruimtetuig het gebreek en hy het op sy sy geval en toe is die missie toe nou verby. Nou het Firefly het toe dit nou suksesvol reggekry en mense moet ook nou verstaan wanneer mense praat van kommersiële ruimtemaatskappye, hulle kliënt is maar eintlik NASA. So hierdie is eintlik maar die werk van NASA. NASA is nie besig om NASA is nie uit hierdie hele proses uitgesluit nie. Hulle is die kliënt. So Firefly het die kontrak gewen hiervoor en hulle het toe nou gelanseer vroeër in Januarie, 45 dae in die ronde of dit alles stabiel gekry, na die maan toe gevlieg en toe nou suksesvol daar geland. En hoekom dit so belangrik is dat hierdie vorm alles maar deel van die oorkoepelende tema om mense terug op die maan te sit. Deel van die Artemis missie wat NASA nou baie in belê. So hierdie is 'n tipe van is 'n missie wat nou vooruitgaan, of een van 'n klomp missies wat vooruitgaan na die maan, om baie spesifieke eksperimente te gaan doen op die maan, instrumente te toets op die maan, wat dan op die ou einde is dit nou om dit te vergemaklik en alles uit te toets vir die mense om terug te gaan maan toe. Wat maak hierdie sendings so 'n uitdaging? Ons was mos al op die maan. Ja, jy is heeltemal reg, ja. So in 1972 het hulle die laaste Apollo missie daar op die maan geland, maar hierdie is so 'n bietjie van 'n trappie na Mars toe. En daar's 'n hele paar uitdagings wat dit aanbetref. Onder andere, so as mense sommer net een voorbeeld vat. Hierdie spesifieke Firefly missie wat nou gister geland het, het een instrument aan boord wat hulle spesifiek elektromagnetiese energie wil gebruik, of 'n spesifieke spektrum van elektromagnetiese energie gebruik om ontslae te raak van die poeierstof wat ons op die maan kry. So wanneer mens kyk na die grond op die maan, dis so 'n fyn stof. Dis amper soos versuursuiker. Dis 'n vreeslike fyn poeier amper en dit is glad nie goed vir enige elektronika nie. En dis dieselfde wat ons maar op Mars gaan kry. So hierdie instrument en tegnologie en eksperimente wat nou gedoen word op die maan, spesifiek om te kyk is hoe effektief is hierdie oplossing wat hulle dink hulle het om seker te maak dat hierdie poeier bly uit die elektronika uit. En dis maar een van die 10 instrumente wat hulle nou op die maan het om te toets. Dis geweldig interessant. So die maan word gebruik hier in 'n baie groter prentjie om verdere navorsing te kan doen op Mars. Jy is heeltemal reg. En een van die ander goeders ook, behalwe nou die stof, is die bestralingsuitdaging. So om te kyk hoeveel bestraling 'n mens op die maan kry, is dit dieselfde tydens die dag op die maan, is dit dieselfde as die nag op die maan, ensovoorts. En dan natuurlik, hulle gaan met 'n oplossing en hulle wil kyk of daai oplossing dan nou wel werk voor hulle mense se lewens dan nou waag op die maan. Gegee al hierdie navorsing wat ook belangrik is, Roan, hoe raak dit die toekoms van ruimtetoerisme wat mense ook praat oor? Ja, dit is definitief 'n baie groot deel daarvan. Enige ding moet nou geld maak, so en daar is mense met genoeg geld wat dan nou sou wil maan toe gaan. En die maan is ook natuurlik baie naby. As ons kyk na Mars is op die beste van daar 9 maande ver om soontoe te gaan, en dit is maar net die enkel kaartjie soontoe, en dan moet jy nog 9 maande terugry. So om Mars toe te gaan en terug is 'n paar jaar, waar die maan is as 'n
mens regtig wil, kan jy binne 3 dae by die maan wees op hierdie stadium en die tegnologie bevorder. Die maan is regtig baie naby, is 380.000 kilometer ver. So ruimtetoerisme spesifiek aangaande die maan voorspel ek gaan 'n baie groot industrie word. So jy het nou so lank verlof intussen om maan toe te gaan nie. Nee, sommer net 'n lang naweek maan toe. Altyd lekker om te gesels, dankie. Dit is Dr. Roan Stein, verbonde aan die Sentrum vir Ruimtenavorsing en Fisika wat met ons gepraat het en dit na Firefly Aerospace dit reg gekry het om 'n ruimtetuig op die maan te land.